Dag sê Transformers, dis lekker om by die tweede gedeelte van ons reeks te wees, naamlik gelykvormigheid, conformity. Ek dink in die slides sal julle sien, en dit wat ons behandel het, dat dit redelik duidelik is wat die gedragspatrone is, en wat die aanpas, die conform daarmee is. Maar iets wat ek dink ek nie duidelik gemaak het nie, is die term van die wêreld. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Nou wat word bedoel met die wêreld? As ons deur die Bybel gaan kyk en ons gaan soek wêreld op Ou en Nuwe Testament, dan kry ons verskillende begrippe. Eerstens in Hebreëus Tebeil, ek ken nie Hebreëus nie, so ek sê hom soos wat ek dink hy moet wees. Ek kom 36 keer voor en is natuurlik net in die Ou Testament, en dit beteken die aardbol. Dan kry ons Aion. Aion is so 102 keer in die Nuwe Testament. En dit beteken tyd, of era, of ewigheid, forever and ever. En dis hierdie gebruik van Aion wat Romeine 12 vers 2 gebruik as dit praat van die gedragspatrone van hierdie wêreld, the patterns of this world. Dan is daar nog ander gebruike van die woord, of wat as wêreld vertaal word, is oikoumene, is in die Nuwe Testament 15 keer, en dit beteken empire, of ryk, soos die Roman Empire, Romeinse ryk, of die Griekse ryk, of later, hulle praat nou nie van die Britse ryk nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. En dit beteken ook die inwoners van die wêreld. So, hier is ons nou nie meer by die aardbol nie, dit gaan oor die inwoners. En dan die een wat die heel meeste gebruik word in die Bybel, is kosmos. Kosmos word in die Ou Testament en die Nuwe Testament gebruik. Nou goed, as ek praat van die Ou Testament, dan bedoel ek die Griekse vertaling van die Ou Testament, of dan nou die Septuagint, wat eintlik beteken die 70. Die Septuagint is 70 Joodse geleerdes, die top in hulle veld, het hier net kort voor Jesus se geboorte, het hulle die vertaling van die Ou Testament in Grieks opgestel. So, nou 152 keer kom dit voor in die Ou en die Nuwe Testament. En daar verwys hulle altyd, by al 152 verwys hulle basies na die aarde en die inwoners van die aarde. So dis die kosmos. Die oikoumene is 'n ryk empire. En daar is baie plekke in die Nuwe Testament wat spesifiek verwys na soos die Romeinse ryk wat die eerste eeuse kerk geweldig onderdruk het. Nou, en dan nou Aion, en dis die een wat vir ons hier belangrik is, dit beteken tyd, era, of die age, in hierdie, praat altyd van in hierdie wêreld. Nou, in hierdie wêreld is in hierdie tyd waarin ons lewe, dan, of ewigheid, en dis waar ons teksvers natuurlik ook lê. Tebeil is maar net die aardbol, dis Hebreëus in die wêreld. Ek wil net hierdie begrip vir julle gegee het, soos wat ons nou aangaan met die reeks, dat daar nou nie 'n valkol of 'n blank spot is, blind spot is, iets wat ons nie verstaan nie. So in hierdie geval praat ons van die wêreld as 'n tydperk. Hierdie eeu waarin ons lewe, hoewel dit nou nie 'n eeu is nie, hierdie era waarin ons lewe, en dan nou spesifiek die era waarin Paulus skryf, en hy skryf so hier by 55 na Christus, skryf hy die boek Romeine. So, dis waar die wêreld gebruik word as 'n tyd, hierdie tyd waarin ons lewe. Lekker lees aan die goed wat ons aanstuur. Ek sien julle by die volgende een.
En dis vir my regtig waar lekker om so op hierdie manier met julle kontak te hê en te deel in julle lewens en julle in myne. Ek groet weer, vrede vir julle.